Geliefdes, ons is besig, sonder dat ons dit beplan het, die Gees van die Here ons gelei om besig te raak met 'n reeks oor die wil van God. En ek wil vanmôre 'n bietjie met u gesels oor die gedagte van die kern. Ons het laas keer so 'n bietjie gesels oor die karakter van die wil van God. Vanmôre wil ek vra, wat is die kern van die wil van God? Wat is dit waarom die hart van God se wil draai? En ek wil vanmôre die boodskap dan die tema gee van die wil van God is agape liefde. God is liefde. En alles wat God doen is uit liefde. God se motivering, God se doelwit, God se uitbestemming, God se alles is liefde. En daarom kan God se wil niks anders wees as wat dit is om die liefde, die inhoud, die kern van God te dien. God se hele wil draai rondom God se liefde. En daarom, vanmôre kan ons nie anders as om, wanneer ek op die plek kom wat ek vra, Here, wat is u wil vir my lewe? Moet ek alles wat ek glo God se wil vir my lewe is, moet gekenmerk word deur liefde. En ek dink as jy mooi gaan dink, het jy dalk baie al te doen gekry met situasies waar mense sê, hulle doen dit omdat hulle glo dit is die wil van die Here, maar dit voldoen glad nie aan die wet van die liefde nie. Dan kan dit nie God se wil wees. Jy kan niks besluit, niks doen, as jy dit nie kan meet aan God se liefde nie. Ag, en daar is baie voorbeelde wat ek wil noem, ek wil nie eens noem nie, maar dan kan mense dalk sê mense kritiseer van die kans af, of jy, wat ook al. Maar die feit is, jy moet jouself afvra, is ek in die wil van God, omdat my lewe gebaseer is, gemotiveer is, geïnspireer is, om te voldoen aan God se liefde vir my. Ongeag wat is. Want as ek nie doen wat ek doen, sodat God se liefde kan sin speel en uitstraal nie, dan kan ek nie in die wil van God wees nie. Want God se wil is agape liefde. Want God is liefde. Nou, as jy dalk nie weet nie, in die Grieks is daar verskillende, wat is die 5 verskillende woorde vir liefde. In Afrikaans het ons net een, Engels ook, alhoewel in Engels het ons paar beskrywende woorde wat ook na liefde toe wys. Maar in Grieks is daar 5 verskillende woorde wat met liefde vertaal kan word. Maar net een van hulle word gekoppel aan God se karakter. En dis agape. Agape beteken liefde wat gee. Dis wat agape beteken. Liefde wat uitstraal. Liefde wat opbou en nie afbreek nie. Liefde wat die beste in ander soek. En daarom as ek sê God het my lief, dan sê ek daardeur ek glo so God soek my beste vir my. En hy is bereid om te gee, om in staat te stel dat ek my beste kan wees vir hom. En dit is hoekom hy bereid was om sy seun te gee, omdat hy jou en my so lief het. En ons sien dit in Johannes 3 vers 16 dat ons almal so goed ken. Sien ons hoe dat die woord van
hulle sê, so lief het God die wêreld gehad, vir jou en vir my, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hoekom? Want sy liefde soek jou beste in jou lewe vir hom. En hy was bereid om te gee, sy agape liefde te openbaar, sodat jy en ek ons beste kan bereik. Dis hoekom God sy agape liefde in sy seun bewys het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste, sy beste gegee het, dat elkeen wat in hom glo, nie verloor hoef te gaan. Jy het vanmôre 'n keuse, of 'n minderwaardige te wees, verlore te gaan, 'n swakkeling te wees, vol sonde te wees, of jy kan kies om Jesus te glo, wat God gegee het, omdat hy jou lief het. Want hy wil nie jy moet verlore gaan nie. Hy wil hê jy moet 'n koningskind wees. Hy wil hê jy moet 'n prins en 'n prinses wees. Hy wil hê dat moet vir jou 'n plek weggeberg wees in die ewige heerlikheid. Want hy soek sy beste vir jou. Daarom gee hy sy beste. Omdat jy en ek so kosbaar is. Al gee die wêreld aan jou minderwaardige waardasies in die kaai. Niks werd is nie. Vir God is jy kosbaar. So kosbaar, dat hy gegee het. Agape, liefde. Dan kom Romeine 5 vers 5 tot 7 en sê, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, toe ons nog minderwaardig was, toe ons nog geen waarde gehad het nie, het Christus op die regte tyd vir die godloses, vir hulle wat afgeskryf is deur die dood, gesterwe. Want nouweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog minderwaardig was, sondaars was, dood was, op pad was om afgeskryf te word, weggegooi te word. Het God my so lief gehad, dat hy sy beste gegee het, sodat ek my beste kan bereik vir hom. Dis God se liefde. Dis God se wil. En as ons sê ek wil die wil van die Here doen, dan moet ek eintlik sê, Here, help my om so te lewe dat ek U liefde waardig is. Help my om so te lewe dat die wêreld U liefde in my kan sien. Dat ek watter besluite ek kan maak, en watter paaie ek kan loop, waarmee ek myself ook al besig hou, dat ek dit so sal doen, dat die wêreld God se liefde in my kan sien. Dit is vanmôre die vraag. Kan ons vanmôre sê ons is in die wil van God? Want kan die wêreld sien dat God my liefhet? Kan die wêreld vanmôre ervaar, my boetie en my sussie wat langs my sit, wat agter my sit, voor my sit, kan hulle ervaar dat God se liefde in my hart is? Paulus sê, hierdie liefde is nie die Heilige Gees in my hart uitgestort. So as ek sê ek is 'n kind van die Here, dan het ek die Heilige Gees, want die Heilige Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is, maar dan beteken dit dat die Heilige Gees God se liefde in my hart uitgestort het, en dan moet my besluite, my doen en late getuig van hierdie liefde wat in my uitgestort is. As ek dan sê, Here, laat U koninkryk kom, laat U naam verheerlik word, laat U wil geskied in die hemel en so ook op die aarde waar binne my lewe. En laat die wêreld
dit ervaar, omdat hulle die liefde in my lewe sien. Dit help nie, jy soek die wil van die Here vir jou werk, as jou werk nie God verheerlik nie. Dit help nie, jy soek God se wil in jou salaris wat jy kry, as jy nie jou salaris gebruik om God te verheerlik nie. Dit help nie, jy vra Here, wat is u wil vir my huwelik? As jou huwelik nie in die wil van die Here is nie. Of besig is om die liefde van Christus te openbaar. Help nie, soek die wil van God vir jou kinders. Maar jy lei nie jou kinders om die Here te leer ken nie. As jou kind aangaan. Help ons soek die wil van God vir ons lewens. As ons nie bereid is om sy liefde uit te leef nie. As ons met die een kwaad is en nie daai een wil vergewe, nie met hierdie een wil praat en nie saam met daai in dieselfde gebou gesien wil word nie, dan help dit nie, ek soek die wil van die Here nie. Leef ek in die wil van God, want ek leef in sy liefde. Ek openbaar sy liefde deur alles en in alles wat ek doen. Agape liefde sê eintlik God is opgewonde en dis vir hom lekker om te kan gee. God put genot daarin om sy seun te gee. Dit klink verskriklik, 'n pa as sy kind doodmaak aan 'n kruis, maar hy is bly daaroor. Ja, hy is bly daaroor, want deur dit wat sy seun gedoen het, het hy almal van ons op dieselfde vlak van sy seun gebring. Dit was mede-erfgename geword, saam met Christus. God het niks verloor nie, hy het baie gewen. Dit is sy seun te gee. Daarom is hy bly daaroor. Daarom is hy opgewonde daaroor. En hy is so bly daaroor, dat hy hierdie liefde vir hom, hierdie gee vir hom, onvoorwaardelik maak. Of jy hom nou gaan volg, of jy gaan ja sê, en of jy gaan jouself oorgee aan hom, of nie, hy het gegee. Onvoorwaardelik. Hy het die prys betaal, toe ons nog sondaars was. Voordat ons keuses gemaak het, het hy die prys betaal, onvoorwaardelik. En jy kan nie God se liefde koop nie. Jy kan nie God se liefde koop deur in 'n kerk te gaan nie. Jy kan nie God se liefde koop deur jou tiende te gee nie. Jy kan nie God se liefde koop deur vals met mense te probeer lief wees nie. Jy kan nie God se liefde koop nie. Dis onvoorwaardelik het hy gegee. Al wat jy en ek kan doen, is om te glo. Al wat ons kan. Dit te glo en in ons eie te mag te sê, dankie Here. Ek verdien dit, maar omdat U dit gegee het, ontvang ek dit uit genade. Onvoorwaardelik. God se liefde was 'n opoffering. Hy het gesterf. Hy het die prys betaal. Selfs toe Jesus in Getsemane sê, Here, asseblief, ek weet nie of ek hier vokaal sê nie. Die Bybel sê hy het bloed gesweet. Sy Vader, nogtans nie my wil nie. Laat U wil geskied. Wat is God se liefde? Sy wil om lief te hê, om te gee, onvoorwaardelik en te offer. Sy beste, sy alles. Wat is ons bereid om te offer? Ek gaan net op Goliath verwys, wat ons as gemeente gaan begin. Waarmee ons offer. Maar wat is ek bereid om te offer vir God se liefde in my lewe? Onthou self dit wat jy en ek offer, kan ons niks verdien nie. Dis genade. Dis gegee, onvoorwaardelik. Die derde ding van God se blydskap om te kan gee, is dat hy dit doen met 'n deernis, met 'n passie. Nou
nou toe daar vir daai mense bid daar. So my hart opgekom. Here, ons kan ons mense sê, Amelia, ek is jammer vir jou. Bobby, my hart gaan uit vir jou. Ook so vir Amelia. Maar ons kan nie vir ons God voel. God het baie meer as jammer is. God het baie meer as meegevoel. God se liefde, agape liefde, is 'n passie in die deernis wat ons maar net kan droom. Hy het ons lief met 'n liefde wat hom laat sterf. Met 'n liefde wat bloed, sweetdruppels veroorsaak. Ons kan dit nie, maar God het dit vir jou en my. Want hy is bly as ons hom verheerlik en kroon in alles wat ons doen. God soek net sy beste vir jou. Wil jy dit nie vanmorgen doen? Ja, maar jy verstaan nie my omstandighede. Kyk net waarheen ek moet gaan. Kyk net wat het ek al alles ervaar. Kyk die prys wat ek al moes betaal. Dis 'n druppeltjie teenoor wat God vir jou gedoen het. En dit wat hy vir jou gedoen het, was sodat jy net die beste kan kry. Die beste kan wees. Die beste kan word wat hy wil hê moet wees. Maar dan moet jy in sy wil wees. En sy wil is dat jy sal lief hê, soos hy lief gehad het. Vraag hoe leef ek dit prakties? Het is 'n goeie ding om te sê. En ons weet, ons kan nooit lief hê soos God lief hê. Maar hoe kan ons dit prakties doen? Deur toe te laat in die Heilige Gees, wat hy liefde in my hart geplant het, my help om te kan vergewe. Wat hier sê, ons kan jaar in en jaar uitpraat oor vergifnis. En ons kan soveel as wat ons wil besluite maak van hoe ons gaan vergewe, wanneer ons gaan vergewe. Maar die feit is, onvergewensgesindheid is een van die grootste wortels van ongeregtigheid op hierdie aarde. En al kan jy vanmôre hier sit en sê, ek het almal wat er ook al my gedoen, ek het al almal vergewe. Dan wil ek jou vra, het jy jouself al vergewe? God se wil is dat ons sal lief hê. En om lief te hê beteken prakties dat ons mekaar sal vergewe. Geen grudges teen niemand hou nie. Ja, maar pastoor, jy verstaan nie wat daai ou aan my gedoen het nie. As jy wil lief hê, moet jy vergewe. Dit is nie maklik nie. Ek kan vir jou lank besig met die pad wat ek moes gestaan het. Die vraag vanmôre is, het ons regtig lief? Wil ek in die wil van God wees? Dan moet ek lief hê deur te vergewe. En dan net so te loop, dis nou 'n hele storie op sy eie. Maar ek en Pieter het Vrydag het ons gesels in Omgawie. Toe gesels ons oor die oor vergifnis. En toe sê Pieter baie waar. Toe sê hy dat jy help nie. Ek vergewe die persoon, maar ek is nie bereid om dit wat hy gedoen het te vergewe. Het is maklik om te sê, Rita, ek vergewe jou. Maar het ek jou vergewe vir daai keer toe jy daai ding aan my gedoen het? Het ek jou vrygespreek van daai ding? Anders beteken niks. Ons moet spesifiek raak in ons vergifnis. As ons wil prakties raak om God se wil te soek, begin vergewe. Spreek vry.
vra, Here, is dit nie wil dat ek hier moet wees of daar moet wees? Begin diensbaar raak. Begin dien. Begin omgee. Belangstel in mense. Raak 'n kanaal deur wie God kan werk. 'n Instrument deur wie God se wil geopenbaar kan word. Here, ek soek nie wil vir my lewe, maar Here moet my net nie hier gebruik nie. Dan soek jy nie regtig die wil van die Here. Raak diensbaar. Sê, hier is ek, Here, wat wil U hê moet ek doen? Nie my wil nie, laat U wil geskied, Here. Ek sê regtig lus om te sterf nie, maar Here, nie my wil nie, laat U wil geskied. Want Jesus was diensbaar. Hy het gekom vir jou en my, nie vir homself nie. Laaste ding, waarmee ons prakties die wil van die Here kan uitleef. Jy hoef nie daarvoor te vra nie, gaan dit nie doen. Is om 'n plek te kom waar ek besluit en 'n keuse maak. Ek gaan nie meer mense afbreek nie. Ek gaan nie meer kritiseer nie. Ek gaan nie mense sleg maak nie. Ek gaan nie deel word van die kring van die spotters waar mense beswadder word nie. Ek gaan begin opbou. Ek gaan begin bemoedig. Ek gaan mense begin aanspoor. Ek gaan vir mense 'n goeie woord begin gee. Alles het beteken nie so wat. Wat is wat die woord sê? Dis wat Paulus sê. Paulus sê, God het ons in 'n gemeente gevoeg en ons 'n liggaam gemaak en ons gevul met die Gees en elkeen van ons gee sekere gawes en bedieninge gee. Nie om te kan sê, ek bid vir mense, hulle word gesond nie, maar sodat God jou kan gebruik, diensbaar te wees. Sodat God jou kan gebruik om op te bou, te bemoedig. Sodat God jou kan gebruik om mense hoop te gee, moed te gee. Gaan ek God se wil in my lewe ontdek? Begin lief hê soos wat hy my lief het. Ek weet ek sal nooit daar kom nie, want dit is sy liefde, is volmaakte liefde. Maar Here, dankie dat U Gees in my lewe uitstort. En daardeur vul U my met U liefde. En nou, Here, wil ek U liefde wil begin gebruik om te vergewe, soos wat U eerste vergewe het. Wil ek U liefde gebruik, Here, om diensbaar te raak, soos wat U my gedien het aan die kruis. Ja, wil ek U liefde gebruik om ander te begin opbou en te bemoedig en ook die beste in hulle te soek, soos wat U die beste in my gesoek het, deur vir my te sterf. God se wil is agape, liefde. Ken jy God se wil vir jou lewe? Het jy al begin om dit te ken? En soek jy dit in jou lewe? Want as jy God se wil lewe, as jy gehoorsaam is aan sy wil, dan beloof hy jou nie die beste. Maar waar is ons? Ag die Here, ons ja. Ek het hierdie skyfie maar net opgesit omdat dit so pragtig is. God se liefde sal nooit opgee nie. Jammer vir die tikfout, maar dis nie my tikfout nie. Nooit opraak nie. En my nooit verlaat nie. Dis sy liefde vir jou en my. God se wil is dat jy nie moet opgee nie. Want hy nie opgee nie. God se wil is dat jy nie sal op 'n plek kom waar jou liefde vir mense opraak nie. Want sy liefde is onvoorwaardelik. God se wil is dat jy hom nooit sal verlaat nie. Want hy sal jou nooit verlaat nie. God se wil is agape liefde. Ons by ons liefde. Here, laat U wil geskied. Here, die woorde het soveel krag. Die woorde vra so baie.
Maar Here, hierdie woorde gee ook so baie. Want Here, wanneer ons U liefde, en wanneer ons U wil ontdek in ons lewe, dan ontdek ons U liefde. Wanneer U wil begin werk in ons lewe, dan werk dit soos die liefde. Here, wanneer ons liefde so nodig het, dan is dit juist U wil, wat ons deurdra, en ons in staat stel, om te kan volhard tot die einde toe, tot ons weer die liefde beleef en ervaar. Ek vra Here, help ons om U wil te ken. Help ons om U wil te ontdek. Here, soos as ons môre gesing het. Here, dat ons weer eens ontdek U wil, was dat U ons as so kosbaar beskou het. Dat U alles gegee het, terwyl ons maar net 30 silwerstukke wou betaal. Help ons, Here, om U wil nie net te soek en daarvoor te vra nie, maar dat ons al begin prakties mekaar vergewe. Dat ons prakties mekaar sal begin opbou en stig en bemoedig. Dat ons prakties mekaar sal lief hê, soos U ons eerste lief gehad het. Dis my gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Geliefdes, voordat ons gaan oorgaan in die nagmaal toe, 'n paar van ons het besluit dat ons iets wil doen in die gemeente, om toe te laat dat God se wil kan begin realiseer. Om op 'n plek te kom waar mense die wil van God kan ontdek en beleef in hulle lewe. En soos ek sê, ons kan nie God se guns koop nie. Ons kan nie daarvoor werk en dit verdien nie. Maar daar is tog dinge wat ons kan doen met gehoorsaamheid. Soos die Gees van God ons lei. Wat God van ons vra. En die woord van die Here sê, daar is sekere goed wat in 'n kind van God se lewe nie kan gebeur, as jy nie vasbind nie. En as ons wil hê God moet, en ek weet net, 'n paar mense het vir my gesê, "Ag pastoor, as ons net 'n paar meer mense kan kry." Ons gaan nie meer mense kry as ons begin vas en bid nie. Ons kan nie verwag dat die bekering moet plaasvind as ons nie vas en bid nie. Dis 'n Bybelse beginsel. So as ons die wil van God wil soek vir ons gemeente, dan moet ons doen wat die Bybel sê. Die Bybel sê ons moet begin vas en bid. En ons het besluit ons gaan vir 40 dae. Want dit is 'n beginsel in die Bybel. Gaan kyk hoeveel keer kom 40 voor in die Bybel. Ons gaan vir 40 dae vas en bid. Begin in die môreoggend, vandag na 12. En daar's baie maniere waarop jy kan vas en bid. Party mense dink jy moet nou vir 40 dae op hom eet en drink. Nee. Jesus het gedoen, ek dit iemand anders om te reg. Maar jy kan byvoorbeeld besluit, as jy baie lief is vir TV kyk, kan jou TV los vir 40 dae, en daai tyd wat jy TV gekyk het, kan jy gaan bid. Dis eintlik die gedagte. Of jy kan besluit, kom ek gaan myself nou maar as 'n voorbeeld gebruik. Ek is, julle weet almal, mal oor my koffie. Dis liewe koffie. Maar ek het besluit, vir die volgende 40 dae, gaan ek geen koffie drink nie. So moenie my in die versoeking kom, stel as ek by julle kom nie. Moenie vir my koffie vra nie. Maar van vandag 12 uur af gaan ek nie koffie drink nie. Nie omdat ek nie wil koffie drink nie, maar omdat een van die vasmetodes, noem hulle 'n suikervas. Waar jy besluit om alle suiker uit jou dieet uit te sny. Nie te vervang met poeiertjies en goed nie. Nee, jy gaan dit uitsny om die plek daarvan te vul met gebed. In plaas van lekker soep koffie, moet die Here my help, gaan ek bid.
En hier's 'n paar wat al klaar besluit dat hulle gaan saam by die suiker vasgaan. Saam met ons. Daar's ander faktore wat ek gaan, as ek nou by die huis kom, binne die volgende uur of wat, gaan ek vir jou 'n dingetjie op WhatsApp sit, wat vir jou presies verduidelik hoe dit werk. En niemand is geforseer nie, niemand word gedwing nie, en as jy hier by dag 3 kom, waar ek heel waarskynlik gekom, wat ek soveel kopseer gaan hê, dat ek maar moeilik daai koffie gaan nee sê, hoor. Het gaan heel waarskynlik gebeur. Maar as jy dan vou, en jy drink 'n koppie koffie, gaan jy nie help nie. Dan begin jy maar net weer. So niemand word geforseer of gedwing om iets te doen nie, maar ons moet u uitnooi. Al kom jy net by dag 20, dan is dit ook alright. Ons moet julle uitnooi om vir 40 dae saam met ons gaan die suiker vas doen. Maar as jy iets anders wil doen, as jy die Daniel vas wil eet, gebruik, waar jy net vrugte en groente eet, geen vleis of geen koolhidrate of sulke goedes nie, of melk drink of wat nie, net vrugte en groente, is jy welkom om te doen. Ons gaan nie jou voorskryf nie, ons gaan die suiker vas doen wat ons het so besluit. Maar as jy voel, jy wil saam met ons vas en bid, vir 40 dae, om God se wil te soek. Nie God voor te skryf ons soveel lidmate en ons geld en as wil die ding en ons daai ding. Nee. Ons soek God se wil. Vir 40 dae gaan ons op die Here wag. En ons nooi jou. Jy's welkom. So ek sê, ek gaan vir jou vanmiddag mooi dingetjies stuur van presies waaroor dit gaan. En dan van môreoggend af vir die volgende 40 dae gaan jy elke oggend 'n dagstukkie kry oor vas en bid. En ons nooi jou om dit saam met ons te doen van môreoggend af, van vandag 12.